As Richard, hallo Richard. Ok, so ons gaan begin vanmôre met ons die woord. Wat 'n wonderlike voorreg om die woord van die Here te hê. Wat sou ons daarsonder gedoen het? Dit is voorwaar ons krag en ons sterkte. God se persoonlike woord, sy brief aan ons, die oplossing van alle probleme, die antwoorde vir ons lewe, vir hier en vir die ander kant, is alles daarin. Ek wil vanmôre begin met 'n reeks oor die geesdimensie, want dit is iets waaroor daar nie baie gepraat word nie. Ja, ons weet daar is so 'n dimensie. Ons weet dit bestaan, maar ek wil praat oor die praktiese aspek daarvan. Ek gaan my skerm met julle share en dan gaan ons begin met die boek van die Evangelie van Johannes. Nou, jy sal lees in die Bybel sê hy dat om die troon van God is daar 4 lewende wesens, en wat die verklaarders van die Bybel sê is, so daai 4 lewende wesens het elkeen 'n ander gesig. Die een is soos 'n leeu, die gesig van 'n leeu, dan is die ander die gesig van soos 'n bul, en die ander is die gesig van 'n mens, en dan die laaste een is die gesig van 'n arend. So die Bybelverklaring sê dat verklaarders verklaar dit as die 4 evangelies, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. So die Matteus evangelie is die leeu uit die stam van Juda. Matteus was 'n Jood en hy het probeer om sy Joodse broers te oortuig van die Joodse afkoms van Jesus, dat hy uit die bloedlyn van Juda gebore is, en daar's 'n lang geskiedenis daarvan in die Ou Testament. So dat Jesus van Joodse afkoms was. En dan in Markus het geskryf oor die dienskneg, die gewillige dienskneg. Nou ons weet dat 'n os wat ploeg, wat ingespan word, of wat koring maal, want dit was die dienskneg in die tyd van Jesus, en dit verwys na dat hy gekom het. Hy was die seun van God, maar hy het gekom as 'n dienskneg. Hy het sy hemelse heerlikheid verlaat om saam met ons as mens, as dienskneg te kom en vir ons te sterf aan die kruis en ons laste en ons krankhede op hom geneem. En dan in Lukas was 'n mediese ou, hy was 'n dokter, skryf as Jesus die mens, dat hy was waarlik God, maar hy was ook die seun van die mens. En dan kom Johannes, en Johannes verwys na hom as die arend. Nou ons weet, dis die koninklike voël, die voël wat die hoogtes, daar's geen voël wat hoër as die arend kan vlieg nie, want hy weet om die wind te gebruik. En daai verwys na die geestelike dimensie. So die hele Johannes evangelie gaan oor die geestelike dimensie, die 4de dimensie waarvan ons so min weet, maar waaroor ons eintlik meer moet weet en meer moet realiseer. Daar is 'n ander wêreld as die wêreld waarin ons bly. Hierdie wêreld waarin ons vanmôre bly is 'n gebroke wêreld. Dis 'n plek vol probleme, vol stryd, as gevolg van die sondeval. Maar dit is hoekom Jesus gekom het as die laaste Adam. So Adam, ons kom almal uit Adam, ons is gebore, almal uit die bloed van een mens. Ons het die vorige keer daaroor gepraat, wat die skrif sê, God het uit een bloed alle mense gemaak, en grense vir hulle gestel in die volke. So almal kom uit die bloed van Adam, maar daai bloed was besoedel gewees deur sonde. En daarom moes God iets nuuts skep, en stuur hy dan vir ons die laaste Adam, wat Jesus Christus is. So ek gaan nou my screen share, en dan gaan ons gou kyk na die skrif. Ons gaan vanmôre stil staan by Johannes, die evangelie van Johannes, die eerste hoofstuk. Okay, laat hy net opkom.
Daar's hy, ek gaan hom net bietjie groter maak, dan kan julle dit mooi sien, slideshow. Daar's hy. Ok, so my onderwerp is vanmôre gaan oor die arende, God se arende. Ok, so ons begin by Johannes 1 en ons het al dikwels oor hierdie Johannes 1 gepraat, maar daar's soveel diepte daarin dat eintlik elke woord is iets waaroor 'n mens 'n boodskap kan bring as dit vir jou begin oopgaan. Maar Johannes het veral homself toegelê daarop om Jesus as arend. Nou die arend sê ons vlieg in die hoogte. Daar is nie 'n ander voël wat hoër as hom kan vlieg nie. Hy's in die geesdimensie en dis daai dimensie wat ek graag wil hê, wat ek in sy volheid probeer verstaan en wat ek graag wil deel met ander mense sodat ons sal weet ons is nie vasgevang in hierdie aarde nie. Ons het nou die vorige keer 2 keer het ons gepraat eerstens oor ons lewe nie meer in Mara by bitterwater nie. Ons is nou in Elim en Elim is 'n wonderlike plek waar die fonteine was en die skaduwee was en waar God gesê het ek is die God wat jou gesond hou. En toe het ons gepraat oor die tempel en oor die tempel wat Jesus skoongemaak het en die feit dat ons die tempel van die Heilige Gees is. So nou kom ons weer terug hier na Johannes 1 en ek wil hê ons net vir 'n paar oomblikke vanmôre stil staan en die arend raak sien in die eerste hoofstuk van Johannes. Nou hy sê in die begin was die woord. Daai het ek vir u gesê is soos Genesis. Hierdie Bybel, hierdie Nuwe Testamentiese boek Johannes begin soos Genesis. So hierdie is die Genesis van die Nuwe Testament. Genesis wat die begin. Genesis beteken die oorsprong, die skepping, die begin. En daai begin was die woord, sê hy, en die woord was by God en die woord was God. Hier verwys hy na Jesus. Hy sê hy was in die begin en dan verwys hy na Genesis. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. So wat Johannes probeer doen hierso, hy probeer vir ons 'n beeld skep van 'n nuwe skepping wat op pad is. Die ou skepping was die Ou Testament, Genesis. Hier is Johannes en hy probeer vir ons wys daar's 'n nuwe skepping. Hy sê alle dinge, wat dit ook al of dit oud of nuut was, het deur Christus ontstaan. En dan sê hy in hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. So alle lewe kom uit Christus Jesus uit. Hy sê en soos dit in die Ou Testament in Genesis 1 was, God het gesê laat daar lig wees en toe daar lig kom, het daar lewe gekom. Hy sê en die lig skyn in die duisternis. Hier's daai lig van Genesis weer terug in die vorm van die woord van God. En hy kom skyn in ons duisternis, die duisternis van hierdie dimensie waarin ons leef vanmôre. Dis die duisternis. Daar's soveel duisternis om ons. Soveel bedrog, soveel dinge wat verkeerd loop, soveel smarte, soveel probleme. Dis die duisternis. Maar hy sê, en dis die toekoms. Hy sê die duisternis het dit nie oorweldig nie. So al sou hierdie wêreld hoe donker word, dit kan nie die lig van Christus oorweldig nie. En dan praat hy van, daar was 'n man gestuur wie sy naam Johannes was en hy praat van Johannes die Doper. So ons moet nie die mekaar raak nie. Johannes, die disipel, wat ook die boek van Johannes geskryf het en Openbaring geskryf het ook hierdie evangelie geskryf. Maar hy verwys nou na Johannes die Doper. Hy sê hy het tot getuienis gekom om van die lig te getuig sodat almal deur hom sou glo. So wat was die taak van Johannes die Doper? Hy was die wegvoorbereider van Jesus Christus. Hy kom getuig dat Jesus die lig is.
En hy moes ook 'n openbaring gekry het, want jy moet 'n openbaring kry om te weet dat Jesus die ware lig en die lewe van alles is. OK, so hy sê hy kom getuig oor Jesus. Nou verwys hy sê hy was nie die lig nie, hy verwys na Johannes die Doper, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig wat elke mens verlig was aankom in die wêreld. Hy sê Jesus is daai waaragtige lig wat in die wêreld ingekom het. Hy was in die wêreld wanneer? In Genesis, en die wêreld het deur hom ontstaan in Genesis, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy sê nou is hy weer in sy wêreld. Hy het na sy eiendom toe gekom, want die mens is God se eiendom. Hy sê maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie, en hy verwys spesifiek na die Jode ook. Hy het na hulle toe gekom, maar hy het nie net na hulle toe gekom nie, hy het na die mens toe gekom. Die mens wat hy geskep het in die begin. En nou is hy terug as 'n nuwe skepper, as die nuwe Adam. Maar hy sê die mense het hom nie aangeneem nie, en dit is vandag nog so. Dat Christus het gekom, sy geboorte was waarlik, sy sterwe was waarlik, sy opstanding was waarlik, maar daar's baie mense, sy eie mense, sy eiendom, wat dit nog nie aangeneem het nie, wat dit nog nie erken nie, wat nog nie daarin glo nie. Hy sê maar almal wat hom aangeneem het, en dis die kragtigste vers in die Bybel hierdie, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag, autoriteit gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Nou daai kinders van God, in die Grieks is dit 'n woord wat beteken wat kom van die gene. Hy sê dat ons is nie net aangeneme kinders nie, ons word uit God gebore. Ons is aangeneem, ja, maar ons soos eie kinders, want ons is uit hom gebore. As ons hom aanneem, as ons Jesus aanneem, gee God ons die reg, die autoriteit, om te sê, ons is kinders van God. En eintlik hierdie beteken seuns van die Allerhoogste God. Baie mense is bang om dit te sê, dink dat hulle, godslasterlik is as jy sê, jy's 'n kind van God. Maar hy wil spog met ons, dat ons sy kinders is, almal wat in hom glo. Dan hierdie wonderlike vers, daar's 2 geboortes, okay? Die eerste geboorte is uit my pa en ma, uit die bloed, uit die wil van die vlees, en uit die wil van 'n man. Maar, daar's 'n tweede geboorte, en dis die tweede geboorte waaroor ek vanmôre, die geestelike geboorte, waar jy uit God gebore is. Hy sê, hoe gebeur dit? In Johannes 1 vers 14. Die woord, die skepende woord, Jesus Christus, het vlees geword. Wat beteken dit? Hy het 'n mens geword en in ons kom woon. Ek het laasweek ook vir u gesê, onder is eintlik verkeerd vertaal. Dis die Griekse woordjie en, wat beteken in ons gewoon. En nou sê hy, kyk eens hoe vind daai tweede geboorte plaas. En ons het sy heerlikheid aanskou. Met ander woorde, die oomblik as Jesus in jou lewe inkom, as jy hom aanneem en hy kom in jou, dan kom daar heerlikheid, die heerlikheid van God, kom terug in jou lewe. 'n Heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hy sê, en jy moet dit aanskou. So daai aanskou is 'n geestelike openbaring kry, dat Jesus het werklik in jou kom woon, in my kom woon, die dag toe ek hom aangeneem het. Sy krag is in hom, en dis daai dimensie waarvan ek praat. Dat jy's nie net meer 'n gewone mens nie, maar jy's 'n wedergebore mens. Jy's 'n seun en 'n dogter van die Allerhoogste God. Christus self, die woord, die skepende woord, woon in ons fisies. Hy het in ons kom woon, in ons gees kom woon. Hy is vanmôre binne in ons. So, die tweede geboorte beteken,
Jesus in my en ek in hom. Hy sê en Johannes getuig van hom en roep en sê, dit is hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, hy was eerder as ek. So wat getuig Johannes hierso? Hy het skielik hierdie openbaring dat hierdie Jesus wat hy hier sien, fisies sien, hy sê hy was voor my. Met ander woorde, hy kom van Genesis af al. Hy was tevore in die mens, hy het in die mens gebly, maar deur die sondeval het die mens hom verloor. Hy sê, want hy was eerder as ek, hy was eerder as ons, lank voordat ons gebore was hy al daar gewees, en was hy in die mens. En dan sê hy hierdie wonderlike vers, en uit sy volheid, hierdie volheid van hom, wat nou gekom het ons almal ontvang genade op genade. Genade op genade. Ekskuus tog, dit is nog net iemand wat my geplaat by die deur. Hy sê, en uit sy volheid het ons almal ontvang genade op genade. Nou daai genade op genade is God se favour. Charis, wat beteken God se favour, God se favour, God se guns het op ons gekom. Ons het uit sy volheid, daai volheid, toe hy in ons kom woon, het ons ontvang God se guns. Hy sê, want die wet, en dan verwys hy na die Ou Testament, is deur Moses gegee. Die genade, die guns en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. So toe Jesus in ons lewe kom, toe kom daar genade, guns, goedheid, God se favour, God se guns en die waarheid kom woon in ons. Hy sê niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore seun wat uit die hart, die boesem beteken die hart van die Vader kom, het hom in ons kom verklaar. En dit was die hele doel waarvoor Jesus gekom het. Hy het gekom om dit wat skeiding tussen ons en die Vader maak, die sonde, om dit weg te neem. En hy sal dit nou sien wat Johannes die Doper dit ook sê. Hy sê, sodat ons die Vader kan ken. Hy het hom kom openbaar, hy het hom kom bekend maak aan ons. So die oomblik as Christus in jou woon, dan leer jy ook die Vader ken, as 'n goeie God, as 'n goeie Vader, as 'n Vader wat omgee, en wat ontsettend lief is vir sy kinders. So, daar's twee maniere om te sien, en dit is wat Johannes in hierdie hele eerste hoofstuk van praat. Hy gebruik verskillende woorde om te sien, en dis twee hoofgroepe. Ek gaan nou nie oor al die woorde praat nie, maar so jy kan fisies sien, ons sien almal in hierdie dimensie, en ons, dit raak ons, en dit affekteer ons emosies. U sien vanmôre dinge om u, miskien u probleme, u omstandighede. Maar daar is ook 'n ander manier om te sien, en dis die geestelike sien. Wanneer jy 'n openbaring kry oor hierdie Jesus en oor die Vader. Kyk wat sê hy, en Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. So hoe het Johannes hierdie openbaring gekry? Toe hy Jesus doop, toe Jesus uit die water uitkom, het die Vader uit die hemel gepraat en gesê, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het, en dat die Heilige Gees is soos 'n duif op Jesus gekom. So Johannes het dit fisies gesien. En toe hy dit sien, toe sê hy, ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het, die Vader, God wat hom gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. So dit was die teken vir Johannes die doper. Dat is hy, die Gees, die Heilige Gees op daai persoon sien kom en op hom bly, sal hy weet, dis die Messias. En dan sê hy hierso, en nou gebruik hy 'n ander woord vir gesien. Ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. So wat wil ek vir u sê? Hierdie woordjie gesien is verskillend as om fisies te sien.
Dis om te onderskei, om geestelike oë te hê, wat oopgaan, sodat jy sien dat hy is die seun van God. So Johannes die Doper het by daardie oomblik, het hy 'n openbaring gekry, toe Jesus uit die water uitkom, het hy hom nie meer fisies net gesien nie, maar hy het hom geestelik gesien as die seun van God. En dis waaroor ek vanmôre moet praat, dat die Here vir ons sal openbaar deur die Heilige Gees, dat Jesus waarlik die seun van God was, wat in ons kom woon het. En toe daarna het Johannes sy twee disippels by hom gestaan, en toe hy Jesus sien, en die gebruik hy weer die geestelike sien, nie die fisiese sien, sê hy, daar is die lam van God. Toe kry hy daardie openbaring dat Jesus is ook die lam van God. So daar's twee maniere om te sien. Die manier waarop ons gewoond is om fisies goed te sien, te ervaar, maar daar's 'n ander manier wanneer God jou geestelike oë deur die Heilige Gees oopmaak en waar jy onderskei dat hy wat in jou woon, dat jy daai heerlikheid erken. En dis wat ek wil bid, dat die Here deur sy Heilige Gees ons gees, die geestelike oë van ons verstand sal oopmaak, soos Paulus gebid het, sodat ons sal weet, dat ons hom sal ken in sy heerlikheid, in sy glorie, in sy majesteit. En wanneer ons bewus raak van sy godheid en van sy krag en sy heerlikheid, dan raak ons bewus van ons, dan sien ons soos arende. Dis wanneer ons daai geestelike sien, dis wanneer ons soos hy, soos 'n arend opstyg bo al ons omstandighede. So mense het vanmôre 'n keuse. Ons kan kyk na al die dinge wat om ons rond aangaan, of ons kan vanmôre in die gees, deur die Heilige Gees begin sien dat Christus in ons is die hoop van alle heerlikheid. En nou verduidelik hy dit verder in Johannes, hierdie twee maniere om te sien. Die Bybel sê in Johannes 1 vers 48, daarop sien Jesus Nathanael na hom toe kom. Hy fisies sien, Jesus het hom fisies gesien. En hy sê, hier's 'n waarlike Israeliet in wie daar geen bedrog is nie. So hier praat Jesus met Nathanael en hy openbaar sy geestelike toestand. En Nathanael sê vir hom, van waarvan af ken jy my? En Jesus sê vir hom, voordat Filippus jou geroep het, toe jy onder die boom was, het ek jou gesien. Met ander woorde, in die gees, ek het jou in die gees gesien. My geestelike oë het jou gesien, en dadelik toe kry Nathanael die openbaring en hy sê, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Sien, 'n mens moet in die geestelike dimensie bewus word van Christus en van sy heerlikheid en krag in ons. Anders bly dit net 'n fisiese ding van Christus in ons. Maar as jy daai openbaring kry dat Christus is die Here, hy is God, hy is die skepper God en hy het in ons kom woon. Hy sê, en dan sê Jesus vir hom, glo jy omdat ek vir jou gesê het, ek het jou onder die vyeboom gesien? Hy sê, jy sal groter dinge sien. En hier gebruik hy ook weer die geestelike sien. Jesus sê, jou geestelike oë sal oopgaan. En hy sê vir hom, voorwaar, ek sê vir julle, van nou af sal julle die hemele geopen sien en die engele van God opklim en neerdal op die seun van die mens. Hier gebruik hy weer daai geestelike oë waarvan ek gepraat het. Hy sê, van nou af gaan julle die oop hemel sien. Die hemel gaan oop wees. En dit is eintlik waar ons moet leef, onder 'n oop hemel, onder die werklikheid dat wat God is in beheer, en hy is met ons, en hy is saam met ons, en die engele is met ons. Daar's 'n geesdimensie waarvan ons moet bewus word, maar ons kan nie, as die skille nie van ons oë afval nie. En dit is waarom Paulus bid vir die Efesiërs in Efese 1, waar hy sê, daarom hou ek nie op om vir julle te bid,
as ek aan julle dink nie. Hy sê dat God vir julle geopende oë van julle verstand sal gee, sodat julle kan weet wat die hoop van julle roeping is, en julle erfdeel onder die heiliges, en die uitnemende grootheid van sy krag is, vir die wat glo, dieselfde krag wat Jesus uit die dood het opgestaan. So mens kan fisies na hierdie woord kyk, en dan, ja, ek glo en ek verstaan en ek weet en Jesus het kom as die tweede skepping, of jy kan 'n openbaring kry van wie hy is, wie hy werklik is, wat in ons woon, en dat ons eintlik onder 'n oop hemel woon. So ek wil afsluit vanmôre met 2 verhale. Die een is van François de Toey. Hy het die Mirror Bible geskryf, en as jy ooit dit aan die hande kan kry, jy kan dit bestel. Ek dink die boekwinkels van die Christelike boekwinkels hou dit aan, die Mirror Bible, waarin hy's 'n kenner van die Grieks en die Hebreëus, en waar hy hierdie Griekse betekenis, want die Grieks en die Hebreëus is so ryk, verduidelik in daai Bybel, en as jy dit lees, dan begin jy verstaan, want ons Afrikaans en Engels is bietjie arm, dis nie so ryk soos die Grieks en die Hebreëus nie, maar in sy begin, wanneer hy praat oor waarom hy hierdie Bybel geskryf het, hierdie vertaling, is 'n vrye vertaling, hoekom het hy hierdie vertaling geskryf? Dan vertel hy 'n storie, want hy en sy vrou is baie lief vir natuurbewaring. En jare terug, hulle kom ook daar van Witrifuur, ek was ook daar in Witrifuur gewees, en dis waar ek kennis geneem het van François de Toey. En ons het, hulle was betrokke by 'n bewaringsorganisasie wat arende en voëls wat seer gekry het, invat en dan behandel hulle tot hulle gesond is, en dan laat hulle weer vry. En hy vertel van hierdie arend, en hulle was by toe die dag aangebreek het, toe hulle hierdie arend moes gaan vrylaat, en hulle het hom gevat in die veld in op 'n kraans, want dit is gewoonlik waar arende woon, en om daar uit die hok uit laat gaan, maar hy het net daar gesit, hy het nie meer geweet, hy het verleer om te vlieg, en hy het net daar gesit, en lank, hulle het hom probeer stoot en aanmoedig om te vlieg, maar hy wou nie vlieg nie. En toe skielik, toe vlieg, kom daar 'n ander arend daar verby, en daai arend roep. En toe hy roep, toe erken hierdie arend daai geroep. Toe erken hy's 'n arend. Hy ken daai geluid van die arend wat roep. En toe maak hy sy vlerke oop, en hy begin sweef in die lig, in die heerlikheid, al hoër en hoër in die heerlikheid. En hy sê, dis hoekom hy hierdie Bybel, hierdie vertaling geskryf het, sodat ons sal ontdek, ons is arende. Wanneer ons die geroep van die hoofarend hoor, hierdie Johannes boek hoor, en ons oë oopmaak, ons geestelike oë oopmaak, dat ons sal begin lewe soos arende. Daar's 'n ander dimensie, mense. Daar's 'n dimensie anders as hierdie wêreld, 'n oop hemel, waarin ons kan leef, waar ons in die volheid van God se krag kan sweef in heerlikheid. En dan is daar 'n ander storieetjie wat ek vertel, en hiermee gaan ek afsluit van Louis Malherbe. Hy is lankal al oorlede, maar hy was 'n baie goeie spreker. En ek het een keer na hom geluister waar hy gepraat het van die arend wat uit die nes uitgeval het in die hoenderhok. En toe hy in die hoenderhok val, toe kom die ou haan van die hoenders daar na hom toe en sê, hallo ou hoendertjie, waar kom jy vandaan? En hy sê, nee, maar ek's nie 'n hoender nie, ek's 'n arend. Hy sê, nee man, jy's 'n hoender, en ons sal jou leer, hoe moet jy skrop in die sand om jou kos te kry, jou wurmpies te kry, ons sal jou leer om te kraai soos 'n hoender, jy's welkom hier by ons. En so het die ou arendjie toe die beeld van 'n hoender aangeneem, en hy het onder die hoenders begin leef, en hy het geskrop soos 'n hoender, en wurmpies geëet soos 'n hoender, alles wat 'n hoender doen, het hy nageaap. En eendag kom maar 'n arend verby, en hy kyk so op, en hy sien hierdie lieflike voël hierbo, en iets hier binne in hom sê vir hom, ek hoort nie hierso in hierdie hoenderhok nie.
En terwyl hy so opkyk, toe kom die ou haan by hom, die haan van die hok. En hy sê, wat kyk jy so man, dis 'n asvol. Jy wil nie 'n asvol wees nie, jy's 'n hoender. En toe begin hy weer twyfel en hy val maar weer terug in sy hoender geaardheid. En toe eendag, terwyl hy daar in die hoenderhok is, toe kom land 'n arend langs daardie arendjie. Maar toe het hy al groot geword. Maar hy dink soos 'n hoender, hy skrop soos 'n hoender, hy leef soos 'n hoender. En die hoender, en toe hy hierdie arend sien, toe sê ietsie binne in hom vir hom, die waarheid is, ek is nie 'n hoender nie, ek is 'n arend. En toe styg hy, maak hy sy vlerke oop, en toe daai arend opstyg, toe styg hy op in die hoogtes, en hy kyk neer op die hoenderhok, en hy geniet die vryheid wat hy het. Ek wil vanmôre vir u sê, Johannes het vir ons kom leer, ons is arende, ons is nie hoenders nie. Moenie soos 'n hoender leef nie. Moenie net leef vir hierdie wêreld nie. Weet jy wat sê Paulus? Hy sê, as ons God vertrou, net vir hierdie wêreld, is ons die elendigste van alle mense, want daar is 'n ander wêreld, 'n wêreld waar God regeer, 'n wêreld waar God die koning van die konings is, Jesus die koning van die konings is, en ons is konings en arende saam met hom, seuns en dogters van die allerhoogste God. Ek bid so, dat die Here ook ons almal en die kerk sal oortuig, en elke mens op hierdie aarde getuig, want dit is die wonderlike boodskap, dat ons is arende, daar's 'n ander dimensie, ons kan in dit leef, ons kan dit ervaar, ons kan God se teenwoordigheid ervaar, ons kan engele ervaar, ons kan die dimensie van die Gees ingaan, en ek bid so dat die Heilige Gees ons geestelike oë sal oopmaak, sodat ons sal sien en weet, ons is arende. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ek stop my hierso, en ek wil graag net saam met u bid. Here, ons dank u vanmôre vir u kosbare woord, en ek wil bid, Heilige Gees, ek wil vra dat u ons fisiese oë sal open, dat u ons geestelike oë sal oopmaak, sodat ons soos Johannes die Doper sal ervaar, dat u is God, waarlik, die een wat gekom het, om ons nuut te maak, die Adam, die laaste Adam, uit wie ons gebore is, dat ons soos hy is. Ons is arende vanmôre, nie hoenders nie. Here, help ons om uit hierdie hoenderhok van hierdie wêreld uit te kom, en in die dimensie van u Gees te lewe, want u het gekom, en uit u volheid het ons ontvang, genade op genade. Vat dit vanmôre, staan op, sê vanmôre vir jouself, die Here is my Vader. My Vader is daar, sy huis is daar baie brood. Ek gaan nie langer soos 'n bedelaar leef, of soos 'n eensame leef nie. Ek is deel van die goddelike familie vanmôre. Ek behoort aan die koning van die konings. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Staan uit vanmôre, staan op. As jy moedeloos is, as jy voel, jy kan nie meer aangaan nie, daar's te veel omstandighede, sê vir jouself, ek is 'n arend volgens God se woord, en ek gaan daarin lewe. Halleluja. Prys die naam van die Here, mag die Here vir u ryklik seën in hierdie dag, met u gaan, waar u gaan, en wees bewus daarvan, dat Christus in my, in ons, is die hoop van alle heerlikheid. Amen.